nou weer daai liedjie gesing van hoe sê mens dankie. O ja, ek onthou dit is Yuri Els, nee. En ek wil ook sê, hoe sê mens dankie vir hierdie wonderlike stuk genade dat ek so saam met jou kan kuier rondom die woord van die Here. Ai man, is die Here nie goed nie? Dankie dat jy my in jou lewe en in jou wêreld toelaat. En dat ons op hierdie manier met mekaar kan connect en dat ons kan praat oor die groot en wonderlike dade van God, want dis mos wat gebeur het op Pinksterdag, nee, toe die Heilige Gees kom en daar's die geluid van 'n geweldige rukwind en tonge van vuur wat verdeel en op elkeen gaan sit en toe begin en toe sê hulle, maar ons hoor hierdie ouens praat oor die groot dade van God. En dis waaroor ons wil gesels hier in Toekomsvenster. Bly asseblief ingeskakel. Ons het al saam met professor Nico Botha gekuier en dit is so 'n aangename ervaring dat ek nie anders kon as om vir hom terug te nooi en te sê, maar asseblief kom ons gesels nou die slag bietjie oor 'n ander tema nie. Maar prof Nico, baie welkom. Dankie dat jy by ons kuier. Ja, dit is altyd aangenaam om 'n bietjie deel te neem aan die program. Dit is 'n groot voorreg ook. Jy moet nou eers vir ons net weer 'n bietjie sê, u is nou professor, waar, hoe, waarmee is u besig? Ek is verbonde aan die eenheid vir missiologie of sendingwetenskap by Unisa en daarnaas is ek ook tentmaker leraar in die VGK Middelburg Nazareth. Woon u in Pretoria of in Middelburg? Waar woon u? Ek woon in Pretoria en ek reis dus per naweek, per Sondag reis ek 280 kilometer heen en terug na die gemeente toe. O, maar daar is dan nou net een erediens dan op 'n Sondag of is dan nou vanaand weer 'n diens, dan gaan jy nou weer 'n keer terug. Dis dan nou daai een erediens, nee, en so aan. Maar dis 'n stewige afstand, maar u gee nie om nie. Dis 'n aangename gemeente, u hart is daar. Ja, dit is 'n baie aangename gemeente. Dit is eintlik 'n baie groot voorreg om in die gemeente te mag staan en 'n bietjie dienste te mag lewer. Dit ook bietjie te maak met die manier waarop ek my toewyding, wat ook hier en daar maar altyd tekort sal skiet, hoe ek my toewyding aan die Here Jesus self verstaan. Ja. Prof Nico, ons gesels vandag oor die Christen en politiek. Nou, politiek vandag is 'n tamaletjie, dis 'n sensitiewe onderwerp, maar ons gaan nie partypolitiek gesels nie, maar ons gaan praat oor die saak van politiek en of 'n Christen hoegenaamd betrokke moet wees by hierdie tipe van goed al dan nie. En as ek nou net dink, so in ons ter aanvang oor die term Christen, dan sal ons nou sê 'n Christen is iemand wat, soos ons wat tradisioneel sê, dit is 'n geredde persoon. Nou, wat het God kom red? Wat het God kom nuut maak? Waar het die Here sy werk in my lewe kom doen? Ja, dit bly 'n uiters belangrike vraag oor wat het God kom doen, waar het God kom red. Ek dink die antwoord op daai vraag het soms bietjie skeef geloop, omdat ons geneig was om bietjie vanuit 'n mensgesentreerde perspektief op die vraag in te speel, terwyl as ek die Bybel reg lees, bietjie reg verstaan, dan lyk dit vir my asof dit van die begin af God se bedoeling was om die wêreld, die kosmos, die ganse geskape werklikheid te verlos en te red. Dis ook so 'n bietjie soos ek daai teks uit Efesiërs verstaan, as Paulus skrywe en sê dit is God se bedoeling om uiteindelik alles onder een hoof in Christus bymekaar te bring. En dit sluit gewoon alles in en nie net die mens nie. Of net 'n faset van menswees nie, met ander woorde, my totaliteit. Toe jy nou so gesels, toe dink ek nou maar aan Jesus se intreepreek. En as hy dan kom en hy sê, maar die koninkryk van God het naby gekom, in aansluiting by dit wat u kom gesê het, is dat ek is hier om die Vader se bedoeling in die praktyk te kom vergestaal en ook die prys te betaal sodat die Vader se visie dat alles onder een hoof verenig kan word, te kan verwerklik. Ja, inderdaad, ek dink die konsep koninkryk van God of die koningsheerskappy van God in Christus verhelder die situasie eintlik verder, omdat dit dus baie duidelik is dat dit sou gaan om God se heerskappy, sy koningsheerskappy in alle fasette van die lewe.
Dus of dit te maak het met my persoonlike lewe, of dit te maak het met die gesinslewe, of die gemeenskapslewe, en of dit uiteindelik selfs te maak het met die lewe in 'n land soos Suid-Afrika. Dit moet baie duidelik wees dat die koningsheerskappy van God in Christus nooit beperk sou kon word tot 'n hoekie of tot een of twee dingetjies nie, maar dat dit omvattend is, alles omvattend is. As 'n mens dus dan nou praat oor, en ek weet daar word van ons gepraat as liggaam, siel en gees, dan beteken dit dat God se redding, sy verlossingswerk in my volledige menswees tereg moet kom en uitgewerk moet word. Dit wat hy dan nou... Absoluut, ek wou effentjies nog daarop terugkom, want dit was die vraag heel aan die begin. Ja. As dit dan sou gaan oor mense, Ja. oor individue, oor myself, is dit inderdaad so dat dit God se bedoeling is om my volledig Ja. na liggaam en na siel en na gees te red en te vernuwe. Ja. En dit is 'n wonderlike gedagte, maar dit is ook 'n groot uitdaging, want dis nou een en relatief gemaklike ding om te sê, maar hier binne in my is dit reg. Nee, en ek ken dan die Here en ek loop saam 'n pad saam met die Here en ons praat met mekaar en alles en so aan, maar na buitekant toe leef ek 'n ander stel waardes. Dan is daar nou so diskrepansie tussen hierdie twee belydenisse, en is dit nie ook juist die krisis met die kerk, dat mense wat nie kinders van die Here is, van die kerk sê, dat julle een belydenis het, maar dat julle na buitekant toe 'n ander stel waardes leef. Eintlik maar leef soos die res van ons. Ja, ek dink veral in die gereformeerde tradisie, en ek besef nou dat dit in hierdie program is dit soms bietjie problematies, maar ek doen dit om 'n baie spesifieke rede. In die gereformeerde tradisie het ons een kwessie, reken ek, teologies, Bybels korrek verstaan, en dit is dat ons uit genade gered word. Dit is dat ons absoluut geen prestasie kan en hoef te lewer vir ons redding nie. Ongelukkig het hy korrekte verstaan van God se woord, van die evangelie, tot 'n snaakse reduksionisme, as ek die woord mag gebruik, gelei. En dit is dat ons vervolgens gedink het, goed, nou dat as ek dan gered is uit genade, Ja. as ek dan geen bydrae hoef te lewer tot my redding nie, dan eindig dit ook so 'n bietjie daar, terwyl die skrif, as 'n mens die Nuwe Testament lees, en besonder dan die Jakobusbrief, Ja. dan is dit tog duidelik Ja. dat die geloof sonder die dade, of die geloof sonder 'n heel spesifieke uitwerking van hy geloof, Ja. is dood. Ja. En dit is seker ons grootste uitdaging, is om 'n kohesie of harmonie te vind tussen dit wat hier binne in my lewe, my hart klop chocolates vir die Here, maar die manier waarop hierdie wêreld op my inspeel, en die ongemak waarmee ek daagliks gekonfronteer word, en met name ander mense en hulle manier van dinge doen, wat my nie, en die onreg wat teenoor my en ander gepleeg word en so aan, maak dat ek baie keer wil sê, Here, U sal verstaan. Maar hier kan ek nou nie anders nie. Nee, u sal seker maar verstaan. Maar ek is net 'n mens. Ek is net 'n mens. U ontleed dit baie pragtig, want u sien, dit is, ek dink ons redding, of deel van ons redding, laat ek dit so stel, lê juist daarin dat ons allereers die ding wat u nou sê, moet erken. Ja. Eerder as om op 'n huigelagtige manier voor te gee dat ons half in alle opsigte wel voldoen aan die eis van die evangelie, wel die konsekwensies van om gered te wees, om 'n gelowige te wees, om deur die evangelie aangegryp te word, dat ons dit volledig verstaan. Ja. Ek dink daar lê baie groot heil daarin, om net eers te sê, jong, ek is 'n gereddene, God weet dit. Ja. In en deur Jesus Christus. Amen. En op grond van sy bloed is ek 'n gereddene, maar ek sukkel met 'n klomp goed in my lewe. Daar is allerlei kwessies in die samelewing. Goed soos eie belang, goed soos korrupsie,
Ja. Goed soos die heersende magspolitiek, wat dit vir my soms feitelik onmoontlik maak Ja. om konsekwent na die geloof of na die evangelie of na die eise van die koninkryk van God te lewe. Ja. Ek dink dit is 'n baie belangrike beginpunt. Ja. En dat 'n mens dan vervolgens vra, maar hoe bereik ek wel 'n situasie Ja. waar ek in my eie lewe konsekwenter die eise van die evangelie Ja. of die konsekwensies van my verlossing of van my redding uitleef. Maar nou staan die eise van die evangelie haaks op die wêreld en die werklikheid. Die werklikheid roep my om vooroordeel te leef en die evangelie sê vir God is alle mense belangrik. Die evangelie sê God gun en ek ook moet vir my alle mense alles gun, maar die wêreld dwing my om selfsugtig te wees in 'n tyd waarin ek moet beklei om my werk te hou en dit was ook ander mense moet trap ten einde die hoogste sporte kan bereik en so aan. Soos jy sê dis en nou wil net sê daai woord wat sê hoe langer hoe meer. Gelukkig lyk my dis nogal genadige woorde daai nê. Ja, dit is eintlik heiligmaking is dit nie so nie. Ja, hoe langer hoe meer. Ja, dit is heiligmaking. Dit is inderdaad heiligmaking. Dit het te maak met die mate waartoe ons onsself oopstel vir die genadige werking van die Heilige Gees in ons lewens. Na die mate sal ons dit reg kry om die vooroordeel waarna u verwys, die soeke na eie belang, om al die soort van uitwasse te oorkom. Ek wil miskien net vinnig sê dat die politiek van die dag maak dit natuurlik vir mense ongelooflik moeilik om elke dag konsekwent as Christene te lewe. Daar is natuurlik ook in die kerk self en in die teologie uiteenlopende interpretasies van of 'n Christen hoegenaamd by die politiek betrokke moet wees al dan nie. Ek dink aan die een kant is daar die uiterste wat sê 'n Christen mag onder geen omstandighede op geen enkele manier by die politiek betrokke wees nie. Ja. En dan praat ons nou nie eens spesifiek oor die partypolitiek, ons praat van politiek in die algemeen. Ja. En wat interessant is daar, en 'n mens kan dit eintlik redelik noukeurig nagaan, is die argument is 'n bietjie gebaseer op Johannes 18 byvoorbeeld, Jesus se uitspraak dat my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Of Filippense 3 byvoorbeeld, waar daar uitdruklik staan dat ons burgerskap in die hemele is. En dan word dit dan op 'n baie oorvereenvoudigde manier soos volg geïnterpreteer. Sien jy daar, die Bybel is tog baie duidelik dat ek eintlik nêrens by hierdie goed betrokke moet wees nie. Aan die ander kant, en dis waar ek so 'n bietjie staan, dink ek moet 'n mens sê, en dis dalk 'n baie kontroversiële ding om te sê, die Bybel is uit en uit 'n politieke boek, maar nie in die sin van die politiek van die nasionale party of die politiek van die ANC nie. Nie in partypolitieke sin nie. Maar dit is ongelooflik as 'n mens die Bybel bietjie lees, selfs al lees jy dit op 'n oppervlakkige manier, hoe dit daar van die begin af. Daar so 'n Nederlander wat sal sê van kaf tot kaf. Van die begin van die Bybel af tot agter. Cover to cover, né? Ja, word die storie vertel van opkomende koninkryke, die Egiptiese ryk, die Assiriërs-Babiloniese ryk, die Mede en die Persiërs, die Grieke, die Romeinse ryk, uiteindelik mens kan haas nie die Nuwe Testament lees sonder om in gedagte te hou dat die Nuwe Testament, die hele Nuwe Testament het tot agtergrond die Romeinse ryk. So in daai sin sê ek dan is die Bybel 'n politieke boek omdat die politieke kontekste nooit buitespel gelaat is nie. Daar is natuurlik nog allerlei argumente wat sê met spesifieke verwysing na Jesus en na Paulus
dat hulle nooit enige direkte politieke betrokkenheid gehad het nie. En ek meen, 'n mens sou dit op 'n baie eenvoudige manier kon verduidelik deur te sê dat hulle boodskap, dit waarvoor Jesus gekom het, om te red en te bevry en te verlos en te genees, te herstel, watter woord 'n mens ook al wil gebruik, was so absoluut radikaal, dat het volledig haaks gestaan het op die politiek van die dag, maar in daai sin het dit dus juis in baie diepe politieke betekenis gehad, want die bedoeling was om die bestaande politiek in watter vorm ook al, om te dolwe, om te keer, te verander, radicaal te verander. Dieselfde met Paulus. Ek bedoel, Paulus loop soms 'n bietjie die beskuldiging op die hals, dat hy, met verwysing na Romeine 13 byvoorbeeld, dat hy 'n bietjie van 'n aanhanger van die status quo was, of dat hy bietjie die Romeinse ryk geregverdig het, maar ek dink dit is 'n baie verskraalde en vergeestelikte lesing van Paulus. As 'n mens 'n bietjie dieper delf, sal jy sien dat hy op 'n verskriklike, intelligente en kreatiewe manier, deur die boodskap wat hy verkondig het oor die ryk wat bestaan uit geregtigheid en vrede en vreugde, sy verkondiging van vrede byvoorbeeld, in teenstelling tot die Pax Romana, die vrede van Rome. Maar terug na Romeine 13 net vinnig, selfs daar sê hy baie uitdruklik, hierdie owerheid is veronderstel om 'n diensknegt te wees. Hierdie owerheid moet God ten dienste wees, en ook en ook mense. En op 'n moment dat die owerheid so korrup geword het, dat dit haas nie meer gesê kan word van hy owerheid. Ja. Op daai moment ontstaan die vraag dan, watter respons behoort die Christen te formuleer? My oortuiging is, in die Here se naam, is dat 'n Christen het dan absoluut geen keuse as om profeties te getuig teen so 'n owerheid. Ek sou selfs verder wil gaan, as iemand my sou vra, beteken dit nou dat die Christen op straat mag gaan en mag toi? Ek is nie so absoluut seker daarvan nie. Waarvan ek wel seker is dat die profetiese getuienis tog 'n baie konkrete gestalte kan en mag aanneem. Mense sou selfs die vraag kon vra oor burgerlike ongehoorsaamheid. Ek is in my hart oortuig, en dis die tradisie waarin ek staan, dat daar soms in die geskiedenis van 'n land 'n situasie aanbreek waar die Christene vir hulself behoort te sê en moet sê, hier staan ek dan. Ek kan nie anders nie. So help my God. Hierdie owerheid verstaan nie meer die taal van die evangelie nie. Verstaan nie meer die taal van geregtigheid nie. En daarom het ek geen keuse as om selfs, en dit is 'n uiterste uitweg, het ek geen keuse as om selfs burgerlike ongehoorsaamheid te pleeg nie. Professor Nico, ek besef net, dit is nie 'n maklike onderwerp hierdie nie, met baie verskillende fasette, maar u het vir ons so baie gegee om aan te dink. Verskriklik dankie daarvoor, en ons waardeer dit. Ons gaan definitief weer kuier en ook die gesprek kontinueer. Intussen mag die Here vir u ryklik seën by die Universiteit van Suid-Afrika waar u betrokke is, en ook in die gemeente. Dra ons groete oor aan die gemeente in Middelburg, en nogmaals baie dankie vir die kuier hier by ons. Hartlike dank. Dit is altyd 'n voorreg om deel te neem en 'n bietjie, soos ek nou, my huismense lag as ek vir hulle sê, man, dit is so lekker om so 'n bietjie te sit en gorrel, maar as 'n mens kan gorrel tot eer van die naam van die Here, dan is dit 'n baie besondere. Dit was baie intellektuele gorrel, sodat dit regtig vir ons gestig. Baie seën vir u. Here seën. Nico het 'n bietjie gesels oor die belangrike tema van die Christen en
politiek, nê? En of 'n Christen politiek mag beoefen en mag bedrywe, wat die verhouding is tussen Christen wees, kind van God wees, Bybelse gehoorsaamheid aan die dag lê aan die een kant en aan die ander kant dan ook ons politieke bewustheid in hierdie wêreld. En ek wil onderskryf wat Nico gesê het, wanneer ek politiek baie breed weg gaan definieer, want ons is so gewoond om onmiddellik in terme van partypolitieke stellinge en uitsprake en ensovoorts te gesels, nee. Ons sien onmiddellik daardie embleme, nee, van hierdie party en daai party, en ons sien natuurlik die hoofde en die leiers en die mense en die uitsprake en al die beloftes wat hulle maak, waarvan min in die praktyk altyd tot uitdrukking kom, en dis hoe ons, maar politiek het te doen met die samelewing, die ordening van die samelewing, die strukturering van die samelewing op so 'n manier, dat daar vir al die mense wat deel is van daardie samelewing, 'n gelyktydige en gelykmatige geleentheid is, om hulle God gegewe potensiaal te kan bereik, en ons is daar om mekaar daarin te help, né? Want ons word op 'n manier ongelyk groot, party van ons het meer, ander het minder, party van ons het meer gawes in die verband, ander het meer gawes in daai verband, ensovoorts, maar ons het een gemeenskaplike roeping, en dit is dat die koninkryk van God op aarde sal kom. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde, né? En wat is God se koninkryk anders as 'n plek van radikale geregtigheid, waarheid en barmhartigheid en sagtheid en deernis en omgee en liefde en warmte en aanvaarding. Sou jy dink aan die koninkryk van God in die hemel en terme soos onversoenlikheid, vooroordeel, agterdog, vrees, bitterheid, jaloesie, afguns, selfsug, sy eie belang. Sou jy daai terminologie met die koninkryk? Nee, sal jy sê, dit kan tog nie wees nie. Nou, hoekom lyk die koninkryk van God op aarde, met name die politieke konteks waarbinne ons onsself as kinders van die Here in 'n land waarin die groot meerderheid van die mense sê dat hulle kinders van die Here is? Hoekom lyk die koninkryk van God op aarde so radikaal anders as die koninkryk van God, soos wat ons dit glo, dit in die hemel kan wees, want die hemel is 'n volledige en 'n volmaakte alternatiewe bestel. En ons is op pad na daardie model. Daardie model moet uiteindelik op aarde in sy totaliteit kom deurbreek, want Jesus het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Dit is ook ons roeping, is om medewerkers te wees en onsself beskikbaar te stel, sodat die koninkryk van die hemel op aarde kan kom. Julle hoor saam met my, ons roeping is dat die koninkryk van God soos in die hemel op aarde sal deurbreek. En dan beteken dit dat ons soms ons profetiese roeping sal moet ontdek. En 'n profesie is iemand wat verkondig. Natuurlik jou getuienis is deel van jou profetiese verantwoordelikheid, maar daar kom tye om aan te sluit by wat Nico gesê het, dat 'n profeet sê, ek wil in die naam van die Here sê, so kan dit nie aangaan nie. En op watter manier kan ek konkreet, het help nie net as 'n klomp woorde in die lug nie, op watter manier kan ek konkreet daartoe saamwerk om die teenswoordige bestel te verander en om hulle wat in beheer is en wat regeer en wat die toon aangee vir hulle die boodskap te laat kry, maar dit is nie in orde nie, dit is nie in harmonie met dit wat God se bedoeling was vir hierdie aarde nie. En elke mens het 'n verantwoordelikheid en elkeen van ons kan 'n verskil maak. Ons kan bid, ons kan skryf, ons kan SMS, ons kan die sosiale media gebruik, altyd stylvol, soos wat Jesus goeders gedoen het. Asseblief julle, kinders van die Here moet leer om stylvol op te tree. Kyk maar na die briewe-kolomme en kyk hoe lelik werk ons met mekaar. Kinders van die Here werk stylvol met mekaar en ook met mense wat die Here nie ken nie. Maar ons het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid om te sê nee, nie so nie, nie so nie. In God se naam, nie so nie. Want sy doel is koninkryk in die hemel, van die hemel op aarde. Mag die Here ons help.
Dankie, weer 'n keer dankie dat jy saam gekuier het. Mag die Here vir jou ryklik seën. Tot 'n volgende keer.